kyk na die langer tipe vrae. Nou ek weet hierdie vrae het meiose, maar omdat dat DNA gekoppel is, het ek dit sommer hier ingegooi by hierdie, so hopelik het julle meiose klaar gemaak. Watter fase van meiose word in diagram 2 voorgestel? As jy kyk daarna, kan ek vir jou reguit sommer sê dis proeffase 1. Jou maklikste om te weet dat dit proeffase 1 is en nie proeffase 2 nie, is die feit dat daar nog nie genetiese uitreiling plaasgevind het nie. So hierdie is proeffase 1 en die kromosome, homoloog kromosome moet nog afpaar ook nog en genetiese materiaal moet uitgeruil word. So dis beslis proeffase 1. Identifiseer deel C. Deel C is jou sentriole of sentromeer. Sentromeer word ook aanvaar. Dan die versamelnaam vir kromosoom B en E. B en E, dis 'n homoloog kromosoompaar. Moenie bivalent skryf nie. Bivalent word nie meer aanvaar nie. Die fase in meiose waar deel A verdeel. Nou, wanneer genetiese materiaal uitskuif van mekaar, is dit tydens anafase 1 of anafase 2. Maar tydens anafase 1 beweeg kromosome van 'n homoloogpare weg. Terwyl anafase 2 is dit actually kromatides wat wegbeweeg en daarvoor moet jou sentromere breek vir kromatides om te skei. So dit sal anafase 2 wees, hoor. Hoeveel kromatiede van die swart geskakeerde kromosome in diagram 2 die identiese DNA DNS? Wel, dit was my al aanvanklike snaakse vraag, maar ek dink dit is so maklik dat 'n mens dit overthink. Nou daai swarte is dieselfde as daai swarte en daai swarte is dieselfde as daai swart kromatied. Daai swart kromatied sel as daai en daai identies aan daai en daai en daai en daai en daai. So is eintlik 3 pare of 6. Beskryf die samestelling van 'n nukleotied in diagram 1. Ja, hier moet jy versigtig wees. Omdat dit DNA is, moet jy skryf fosfaat, deoksiribose suiker en 'n stikstofbasis. As jy nie daai deoksiribose bysit nie, gaan jy nie jou tweede punt verdien nie. Maar omdat dit spesifiek DNA is, weet ons dis 'n deoksiribose suiker. Noem en verduidelik die belangrikheid van die proses wat in DNS tydens interfase plaasvind en wat tot die kromosoomvoorkoms in diagram 2 lei. Nou obviously is dit DNA replisering. So daar gaan jy 'n punt kry waar tydens kromosome verander in dubbelstring of 2 kromatides, susterkromatides, nog 'n punt, en dan die feit dat jy besef dit is die idee daarvan is dat die genetiese materiaal verdubbel vir jou derde punt. Die rol van deel D in metafase 1, deel D is jou spoeldrade of jou myofibrille of jou spoelvesels. Nou ja, ons weet dit is waarin jou homoloogkromosoompaar geheg is. Ons weet dit verleng om jou homoloogkromosoompaar op ewenaar te gaan rangskik. En die hele idee daarvan is dat dit rangskik ewekansig. En dit is belangrik dat jy dit gaan byskrywe. Alright, ewekansig. Ek het dit aanvanklik nie bygehad nie, want hier het nie gestaan die rol van metafase meiose 1 tot spesiering nie. So ek het dit nie daai bygesit nie. So ek weet nie, dit is my baie bietjie onregverdig daai, maar nou ja, en dit raad dan by tot variasie. En die keus noem en beskryf 'n proses waar tRNS 'n rol speel in die vorming van proteïene. Nou, omdat hulle nie hier vir jou die naam van die proses gee nie, gaan 'n verpligte punt wees dat jy skryf translasie en dan die proses van translasie vir hulle uitskrywe. En dit is al wat jy hoef te skrywe. Nie meer nie, net dit. So nommer 1, die proses se naam is translasie. tRNA dra spesifieke aminosure na die ribosome indien die antikodons op die mRNA-kodons pas. En dan word peptiedbindings gebruik om aminosure te heg aan mekaar om dan op die uiteinde 'n proteïen te vorm. Dis al. So gaan leer hierdie prosesie uit jou kop uit. So whenever hulle vir jou translasie vra, bom, skryf jy dit neer. Okay, hier's 'n uittreksel wat gaan oor geenterapie. Jy kan die ding gaan deurlees. Verskillende siektes, DNA verander geenvolgorde. Nou veral heel is in 2 bronne waar stamselle verkry kan word. Nou daar's 'n magdom bronne. Vir my is die bronne wat ek dink die mense die meeste seker mag gebruik is embryos, placenta, naalstring, beenmerg. So jy kan gaan kyk daarna, maar hulle kan ook tande gebruik, vel gebruik, amniotiese vloeistof, volwasse stamselle, maar enige 2 van daai klomp kan jy gaan neerskrywe as 'n bron van stamselle. Noem 1 visuele siekte, nou dit staan in die stuk, as jy die stukkie gaan lees, is makulêre degenerasie. Hier sê hulle vir jou geen mutasie het op 'n gedeelte van DNA-molekuul soos hieronder plaasgevind. Nou daar sê hulle vir jou, dis die basis 3-tal 1, basis 3-tal 2, basis 3-tal 3, 4 en 5. Jy kan sien by basis 3-tal 4 het daar 'n fout gekom. So jou antwoord gaan wees hier basis 3-tal 4. Nou sê hulle vir jou die onderstaande tabel toon 'n paar kodons en aminosure waarvoor hulle kodeer. Onthou dis basis 3-talle. Jy moet net omskakel na die kodons toe om die aminosure te gaan bepaal.
Nou sê hulle gee die aminosuur vir basis 3 taal 5. Nou daar's 5 is CAC, as hom verander gaan dit GI wees. Nou gaan kyk jy hierso GG en jy sien is valine. Waar is hy? Verduidelik hoe genterapie die gemuteerde volgorde sal regstel om die funksionele proteïen te vorm. Nou ek het aanvanklik op my memorandum die stuk gaan uithaal uit die leesstukkie uit om hierdie antwoord te gee, maar dis glad nie wat hulle wil hê nie. Hulle het die antwoord gesoek. So kyk maar net daarna. Weer eens, ek dink is 'n bietjie onregverdig of maak dit 'n bietjie onnodiglik moeilik vir julle, maar nou ja. So wat dit sou gewees het in plaas van wat dit moes gewees het, dat die kodon sal dus dit wees, maar die nuwe kodon gaan daai wees, so die aminosuur sou cysteine wees, of is nou cysteine, maar dit sou tryptofaan gewees het. Skryf dit is wat hulle soek. Teken 'n stokdiagram, het ek ook 'n fout gemaak op my persoonlike memo. Dis nou voor ek natuurlik na die departementele memorandums gaan kyk het. Ek het net daai tipiese reguit lyntjie gaan teken. Kom ek teken hom sommer vir jou hierso pen. Daai reguit lyntjie hier gaan teken wat so gelyk het. En dan het ek my 3 stikstofbasisse daar gaan opsit. En natuurlik was dit heeltemal verkeerd. Dis nie wat hulle wou gehad het nie. Maar as jy uitveer nou, kan 'n mens die uitveer, ja, eraser. Dis nie wat hulle wou gehad het nie. Kom ons vee net gou hierdie uit. Maar ek het dit nie geweet nie. Dit was my fout gewees. Ek het dit nie geweet nie. Ons maak, wat 'n feit en nou hier gebeur. Toep, daar's hy. In die case, dit is wat hulle gesoek het. So ek het nie myne in die vorm van nukleotides met hulle 3 komponente gaan teken nie. En soos wat myne daar is, en ek het 'n opskrif natuurlik gehad, sou ek 3 punte gekry het en nie 4 nie. Jou 4de punt is die feit dat jy dit geteken het met basis 3 talle. Vir my basis 3 talle. Met 3 komponente, jou fosfaat, jou suiker met die stikstof daaraan gekoppel. Fosfaat, suiker met die stikstof daaraan gekoppel. En dan natuurlik die 3 korrekte stikstofbasisse. Diagram hieronder stel 2 tipes nukleïnsure voor, identifiseer die nukleïnsure wat in diagram 1 getoon word. Wel, julle het op skool net geleer van 2 nukleïnsure. Dit het ons om 'n graad 10 al vir julle geleer. Jy het net DNA en jy het RNA of DNS en RNS. Ek gaan nou nie almekaar oorskakel hoor. Julle weet DNA is DNS of RNA is RNS. Ek gaan dit old school doen, want jou handboeke tersiêr op universiteit gaan Engels wees. So ek gaan DNA gebruik. So ek weet diagram 1 is definitief DNA, diagram 2 is RNA. So dit is 'n no-brainer vir my. Volgende een gaan hulle vra en ek hou sommer hierso op hierdie bladsy. Volgende vraag op die volgende bladsy gaan wees wat is A en wat is B. Nou swak waterstofbindings. Hier vra hulle dit nou W. So gaan leer dit nou asseblief. B weet ons is daai gedeeltes van nukleotides en dit is jou fosfaat. Dis jou fosfaat, dis jou suiker en dis jou stikstofbasis wat aan die suiker koppel. So as die volgende bladsy toe gaan, daar is hulle. Dan noem ek tipe suiker wat aangetref word in die nukleïnsuur in diagram 2. Ons weet diagram 2 is RNA, so dit is ribose. Wat het diagram 1 of 2 sal gebruik word mense voorouers en vir vaderskap toetse. Wel, ek weet DNA word vir beide gebruik. Definitief die RNA nie. RNA word vir proteïensintese gebruik. Die diagram hieronder stel 'n fase tydens die sintese van 'n sekere proteïen voor. Identifiseer organel 3, wel dit vind by die ribosome plaas. Beskryf die rol wat molekuul 1 tydens die stadium. So ons weet molekuul 1 dra die aminosuur, dit dra dit na die ribosome toe en as die antikodon pas op die mRNA-kodon word daar gelos. So ja, so skryf maar dit neer. Nie te veel nie want dit tel net 2 punte. Gee die volgorde van die stikstofbasisse by 2. So hulle soek die antikodon wat pas daarop. So as daar GGA's gaan daar sou wees CCI. Boom. Op die DNA molekuul wat vir histidien kodeer, daar's histidien, dis GIA. Nou vir my is dit baie eenvoudige reël, omdat kodons die teenoorgestelde is van basis 3 talle en antikodons is weer die teenoorgestelde van of pas op kodons. Weet ek dan dat tRNA antikodons identies is aan DNA basis 3 talle behalwe as daar I's op die antikodon voorkom, maar dat T's wees. So in hierdie geval histidien is GIA, so dit sal GTA wees op DNA, Grand Theft Auto, daar was soos hy. Tydens sintese van dieselfde proteïen was daar verandering in die volgorde van die aminosure, omdat alanine deur tryptofaan vervang is, verduidelik die moontlike rede hierso voor. Wel, beide van die aminosure word hierso vir jou genoem. So jy moet net gaan kyk na wat is daai antikodons, wat sou die kodons dan gewees het om daai verandering teweeg te bring, en dit is wat jy gaan neerskrywe. OK, vir 3 punte. Beskryf transkripsie. Jy gee hulle die naam van die proses, so jy hoef nie weer transkripsie te gaan inskrywe nie.
Jy gaan hom net verduidelik. Nou, daar's iets waarvan ek nie hou van hierdie antwoord wat op die memorandums is nie, en dis die heel eerste sinnetjie, want dis presies dieselfde wat gebeur tydens DNS-replisering, of DNA-replisering. Ek sou verkies dat hulle sê die dubbele helix van die geen wat kodeer vir die proteïen draai af. Want dis net daai, die hele res van die DNA-molekuul bly 'n dubbele helix, maar dis die geen komponent, die geen gedeelte wat afdraai. Daar waar die waterstofbindings breek, daar waar aparte stringe is, daar waar 'n templaat gaan wees en mRNA daarop gebou gaan word ensovoorts. Maar gaan leer hierdie proses nou maar uit jou kop uit. Hulle vra dit baie. 2.7 weer eens, hier sit jy met proteïensintese, hulle vra vir proses Z. Proses Z is wat hierso in die selkern plaasvind. So dit sal transkripsie wees. Molekuul R is wat gevorm word, dis mRNA. Organel Q is altyd, daar's altyd net 2 organelle betrokke, dis selkern en ribosome. Gee die gemeenskaplike naam vir die stikstofbasisse O, ons weet daai staan bekend as antikodons wat op tRNA voorkom. Die volgorde van stikstofbasis by area S, daar's area S, so dis een van die DNA stringe, daar's die ander een, so jy moet net kyk wat sal pas op T is A, wat sal pas op C is G en wat sal pas op A is T. Daai het jy het AGT. Watter string 1 of 2 dien as die templaatstring vir molekuul R? Kyk net na molekuul R, jy kan net na die eerste stikstofbasis gaan kyk. As daar A is, moet dit gekoppel het aan T. En T kom voor op string 1. So string 1 is beslis die templaatstring. Watter aminosuur 3, 4 of 5 sal na area P gebring word? Alright, daar sien jy is area P, maar vir my is dit weer eens maklik. As daai jou eerste mRNA-kodon was, daai is jou tweede mRNA-kodon, jou derde mRNA-kodon sou gepas het op daai DNA-basis 3-tal. Ons het gesê daai DNA-basis 3-tal is AGT, maar ons weet tRNA het nie T nie, irasiel, soos AGI. So jy sal sien dis daai ene. Dis nommer 4. Nommer 4 gaan so intoe. Daar is hy. Ek het vergeet om daai antwoord te klik. Noem die soort suiker wat deel vorm van struktuur van molekuul R. Nou R is mRNA, wat beteken RNA het ribose as 'n suiker. Beskryf die proses, hier is DNS-replisering vir jou, en daar is jou antwoord wat jy moet skryf. Gaan leer hierdie antwoord, daar's meer as 6 punte wat jy kan kry, maar soos ek sê, hierdie is presies dieselfde eerste sin as wat met transkripsie was, en dis hoekom ek nie hou daarvan nie, want transkripsie is 'n ander proses as DNA-replisering, maar dis op die memorandums. So gaan leer daai as die repliseringsproses. So al 3, maak seker jy ken translasie, maak seker jy ken transkripsie, maak seker jy ken replisering.